Kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die sorg en vir die voorsiening en dankie Here dat U vir ons ook daarin help. En as dit nie vir U genade is en U krag nie en staatstelling nie Here, en dat U so sorg nie Here, sou ons werklik waar nie kon vir U gee nie. En ons eer U dat ons weer so vir U kan gee Here, en weer na U toe kan bring dit wat U van ons vra. En ons weet Here, U vra in gehoorsaamheid dat ons dit so sal doen, en dat U daarin ook verheerlik word. Ons bid dan Here, hou vir ons trou, en gee dat ons altyd tot eer van U naam sal leef, en dat U verheerlik sal word. Amen. Nou lieve vriende, ons gaan dan net so luister na die groot gebod, die wet van die Here, soos wat dit daar in Matteus 22 vers 35 is, en daar staan in een van hulle wetgeleerde 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord om jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Mag ons dit so doen, liewe vriende. Dank die Here dat ons daartoe in staat stel ook. En kom ons gaan dan staan, dan doen ons belydenis van dit wat ons elkeen glo. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het tot in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewig Nou, lieve vriende, net voor ons uit die woord van die Here gaan saam lees, wil ek net so noem, Harmoniek is 'n skoolkoor wat so heel ruk terug by ons opgetree het hier, en hierso is nou nog van die, hoe sal ons nou sê, die USB stokkies waarop die musiek is, en CD's en so, wat iemand moes bestel het, en dit nooit kom kry het nie. So asseblief, dis hierso, iemand dalk net vir my so na die tyd kom sê, dan kan u dit net so kom kry dan. So ons noem dit so vir u, dan weet u dan nou, dan kan u dit so kom afval dan ook. Nou kom ons gaan die woord van die Here oopmaak, ons wil u nooi om dit oop te maak by Lukas, die 7de hoofstuk, Lukas hoofstuk 7, dan gaan ons daar saam lees uit die wonderlike woord van die Here in hierdie dag dan. Ons gaan daar lees, liewe vriende, daar vanaf die 36ste vers, seker een van die bekende gedeeltes in die woord van die Here ook, en dan gaan ons daar saam lees, daar vanaf vers 36 van Lukas 7. Die opskrif daar is, die sondares wat die voete van Jesus gesalf het. So kom ons lees dit saam, daar vanaf vers 36 af. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy
As hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom: Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord: Meester, spreek. Hy sê toe: 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om hom te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê: ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom: jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon: sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het my met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar: jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê: wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou: jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Net tot daar het die wonderlike woord. Mag die Here dit dan ook so kom seën in ons harte dan. Nou, liewe vriende, ons het by Moedersdag aangebreek in 2025 en amper wil ek sê, kan ons al dink dis hoe ver die jaar getrek het. En mag ons in hierdie jaar opnuut op 'n plek kom, nie net die moeders vandag nie, maar die manne en die kinders ook op 'n plek kom om opnuut sekerlik voor die Here te kom buig dan. Hierdie verhaal wat ons hier saam gelees het, is so bekende verhaal. Ek dink almal van u het al verskeie boodskappe uit hierdie verhaal het gehoor, liewe vriende. En ons wil graag net so 'n paar ou dingetjies uitlig en met rede nie nou dadelik 'n tema kondig aan die boodskap nie. En dan aan die einde wil ons graag so 'n bietjie ietsie vir u daar meer uitlig, as ek dit so kan doen. So om daarby te begin, liewe vriende, wil ons so na hierdie vrou, sekerlik die hoof ene na wie ons wil kyk in hierdie gedeelte, as gevolg daarvan dat dit Moedersdag is. Nou, ek wil nou by sê, ek besef terdee dat sy is nou nie die ideale voorbeeld van 'n moeder nie. Maar liewe vriende, wat in haar lewe gebeur het, is aangrypend, wat die Here kom doen het vir haar. So daar's 'n geweldige sterk boodskap in hierdie gedeelte dan ook. Nou, ons moet dalk net eers dit sê oor Simeon, en hy het die Here Jesus genooi, en ons lees dit daar in vers 36, en een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die Fariseërs gekom en aan tafel gegaan. So hierdie baie belangrike man het die Here Jesus genooi dat die Here daar moes kom eet, liewe vriende. En weet jy, as ons nou die gedeelte verder lees, moet ons dadelik dalk net hierdie vraag vra: om watter rede het hy die Here Jesus genooi om by hom te kom eet? Was dit regtig met die eerlike en opregte, goeie bedoelinge gewees? Of was daar 'n bietjie van 'n bymotief? Of het dit gegaan oor sy aansien, dalk die Here Jesus het by my kom eet, of dat hy gesê het, jong, hierdie persoon wat nou so opgang maak en wonderwerke doen, en hy daar so by my kom preek, hy was by my aan tafel, en hy kom met die ander Fariseërs bietjie gepraat het, oor die Here Jesus en sy eie mening gevolg het. Dat hy nie aan die Here hanteer het soos wat hy 'n eregas moes hanteer nie, is baie duidelik uit die skrif uit. Die Here het self vir hom gesê: jy het nie vir my water gegee om my voete te was nie, dis hoe dit moes wees. 'n Eregas is so hanteer, liewe vriende, en hy het dit nie gedoen nie. So ons moet dalk vra, wat is die rede, waarom het hy enigstens die Here genooi? En as ons moet kyk na die rede, dan lyk dit net nie na goeie redes nie. En ons moet dalk dit vir onsself in hierdie oggend ook opnuut kom vra, liewe vriende. Waarom nooi ons die Here Jesus? Waarom neem ek die Bybel op om te lees in die oggend of in die aand? En wat is my motief? Wat is my rede? Is dit regtig oor ek die Here liefhet? En dis die rede.
as ek die Here liefhet? Is dit hoekom ek dit doen? Of is dit, Here, U moet my nou uit my nood en my moeilikheid uithelp? En daar's baie ander verkeerde motiewe wat daar mag wees, liewe vriende. En ons net dood eenvoudig, ons doen nie meer dit wat ons doen oor ons die Here liefhet nie, liewe vriende. En ons maak, en ons kan ook sê, die Here is daar by ons by die huis gewees. En dis al wat ons kan sê. Maar ons het nie met die Here regtig ontmoet nie. Was nie regtig oor ons lief is nie. Was dalk om onsself te verskoon, dat ek dit so uitdruk, so 'n bietjie te cover. Julle hoef my nie te vra oor my geestelike lewe nie, die Here het by my kom eet. En liewe vriende, en dit kan baie, baie maklik gebeur in kinders van die Here se lewe. Dit gebeur baie, baie maklik met manne wat aan die amp is, ook is die dominee, of ek is op die kerkraad, of ek gee Sondagskool, of ek doen dit in die kerk, of wat ook al, liewe vriende, of ek is hierdie geestelike een in die familie, liewe vriende, weet dit ook al is, en ek kruip agter hierdie ding weg, en tussentyd is ek nie regtig lief vir die Here nie. En dis ongelukkig, maar mense se lewe is so, ons moenie so Simon wees nie, jy weet, ons weet die Here sê daar in Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my, liewe vriende. En nou moet ons sekerlik die vraag vra, party mense kom en hulle maak die deur oop en sê, Here, U moet inkom, want U moet gou kom help, en verskoon dat ek dit nou so uitdruk, die waterpyp het gebars. Help ons gou hierso. Hier is hierdie moeilikheid in die huis, hier is 'n slang in die huis, hier is 'n spinnekop, hier is wat ook al in die huis, kom al net gou hierdie spinnekop uit, en al net hierdie ding, en as die Here hierdie dinge vir ons gedoen het, dan sê ons, dankie, jy kan nou maar weer gaan. Dis hoe party mense se lewe met die Here is, liewe vriende. Maar hulle wat die Here innooi, sê, Here, kom eet saam. Here, kom in my huis, en ek is lief vir U, U moenie weer weggaan nie, U bly altyd hier, dis waar dit moet wees. En ons moet dalk in hierdie oomblik so 'n bietjie daaroor dink, waar staan U met die Here, liewe vriende? Ons het opgekom na die huis van die Here in hierdie oggend, en ek glo dat dit oor meer is as net oor Moedersdag. Ek glo en vertrou dat dit sekerlik daaroor is ook om te sê, ek moet met die Here ontmoet, en ek moet by die Here Jesus uitkom, en die Here wil vir ons 'n groot en 'n wonderlike ding kom doen. Kom ons kyk vervolgens, liewe vriende, na die vrou wat daar was, liewe vriende. En hierdie vrou, weerstens wie sy was 'n sondaar, sy was nie 'n goeie vrou gewees nie. En die Bybel sê dit daar in Lukas 7 vers 37, en toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseërs huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. So, liewe vriende, hierdie vrou was 'n sondares gewees. En nou het ons elkeen seker ons menings, en daar's nou dinge wat hierdie vrou gedoen het wat glad nie goed was nie. Sy was nie 'n goeie vrou nie. Maar nou moet ons dalk ook net by die Bybel stil staan vanoggend en te vra, wat is sonde, liewe vriende? In 1 Johannes 5 vers 17 lees ons, alle ongeregtigheid is sonde. Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Romeine 14 vers 23 sê, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. En as jy net na hierdie 3 teksverse gaan kyk, liewe vriende, dan is daar 'n geweldige, groot saak, sekerlik wat sonde is, en dit wat nie reg is in die oë van die Here nie. En daarom moet ons seker voor ons nou, vir haar sê, jong, sy was nou so 'n slegte vrou, en so Simon dink ons is soveel beter, want ons is nou hier in die Fariseer gestoeld, liewe vriende, ons is hierdie geestelike mense al, moet ons dalk in ons eie lewe vanoggend net eers kom beoordeel, is ek regtig reg voor die Here? En liewe vriende, en hierdie vrou was nie reg met die Here nie, en daarom wil ek graag die tweede saak bysit, want dit is baie belangrik, sy het haar nood geken. Sy het geweet sy is 'n sondares, sy het geweet wat sy aangevang het, en sy wou regmaak. Sy wou regmaak. Sy het geweet sy moet regmaak. En liewe vriende, en hier is dit waar hierdie vrou beter is as duisende ander, want sy wil regmaak. Daar's baie wat vandag weet, hulle is nie reg nie, maar hulle wil nie regmaak nie. Hulle wil nie bely nie, hulle wil nie laat staan nie, liewe vriende. En net soos dit met elke mens, elkeen van ons, moes iewers in ons lewe gekom het om agter te kom, Here, ek is 'n sondaar, ek moes geweet het wat ek is, ek moes my nood geken het,
dat ek tot die Here sou roep en sê, Here, kom red my. Vir hierdie vrou was dit so 'n dringende saak gewees, liewe vriend, daar nood, dat sy het geweet, almal weet wat sy is, en sy is bereid om in hierdie godsdienstige man se huis in te gaan, om met die Here te ontmoet. Sy kon dit nie langer uitstel nie. Sy het gehoor hy is daar, en sy het geweet, hier gaan ek werk met die Here kan hom ontmoet. En liewe vriende, omdat daar nood so groot was, het sy die geweldige groot stap geneem. Liewe vriende, hoe verskriklik sou dit nou wees as hierdie hoereerder, hierdie straatvrou, hier in die Fariseërs huis ingaan, wat sou almal en alles nie van haar gedink en gesê het, jou verwaandheid om so op te tree, terwyl jy weet hoe jy is, om in 'n heilige, volgens daai mense van daai tyd, in die heilige mense teenwoordigheid te kom, jou verwaandheid, en sy het dit nie geag nie, liewe vriende, net so Saggeus ook nou maar nie omgegee het, wat al die mense gesê het, toe hy daar uit die boom uitkom, en hy is hierdie dief, en hy is hierdie slegte ou, het hy nie omgegee nie, want hy moes met die Here ontmoet. So het hierdie vrou met die Here ontmoet, liewe vriende, want sy het haar nood geken. Ek vra vir u, liewe vriend, het u al werklik so met God kom ontmoet, om te sê, Here, ek moet met u regmaak, ek kan nie aangaan in my verkeerdheid nie, ek moet met u regmaak, en u die Here kom vertrou u dan ook. Die volgende wat ek vir u wil noem, liewe vriende, oor haar is, sy het geweet wie kan haar help, en ons lees in vers 37, dat toe sy verneem het, dat hy, dit is Jesus, in die Fariseërs huis aan tafel was, het sy albasterfles met salf gebring, liewe vriende, en sy het ingegaan, om na die Here Jesus toe te gaan, en sy het geweet, hy kan vir haar help. Johannes 10 vers 9 sê die Here, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Liewe vriende, en dit gryp ons sekerlik aan, dat sy het geweet, waartoe moet ek vlug? Na die Here Jesus toe. En vandag wil ek dit so kom noem, elke een wat nie reg is met die Here nie, daar's geen ander plek, as om na Jesus toe te vlug. En so 'n bietjie later, moet jy bietjie hierdie onthou nou, waartoe moet jy vlug? Na Jesus toe. Nie net met sonde nie, met my hartseer, met my probleme, vlug na die Here toe, daar's nie 'n ander weg nie, kom na die Here toe, hy is die een wat kom help dan ook. Wat ons verder aangryp oor hierdie vrou, liewe vriende, is haar besondere gesindheid wat sy openbaar het. Ons lees in vers 38, en agter by sy voete gaan staan en geween, dis die eerste ding, en sy het sy voete begin nat maak met haar traan en het afgedroog met die hare van haar hoof, die tweede. Die derde, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf, is die derde en die vierde dan. Hierdie 4 dinge wat sy kom doen het, liewe vriende. Is eintlik aangrypend om te dink waar sy haar bevind het aan die voete van die Here, liewe vriende. Dit is nogal eintlik 'n paradoks, as ons dit moet so uitlig, want aan die voete van die Here Jesus, liewe vriende, is die laagste, en tog is dit ook die hoogste plek, waar sy haar kon bevind. Sy het haar daar kom werp, as 'n slavin, aan die voete van die Here. Sy het haar daar kom werp, as om te sê, Here, ek sal my lewe vir u gee, ek is bereid om te doen wat u van my vra. En sy het haar op daardie posisie kom plaas, liewe vriende, en tog was sy by die hoogste plek wat enige mens nou kan bevind, aan die voete van die Here. Ons lees in Lukas 5 vers 8 hierdie woorde, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Dis nou daar toe die Here hom geroep het. Toe hy hierdie nette vol vis gevang het, liewe vriende, gaan weg van my, want ek is 'n sondige man, liewe vriende. En weet jy, ons moet weet, dat ons op hierdie plek moet kom, liewe vriende, hierdie plek wat ek myself verneder voor die Here, maar wat ek die wonderlikste plek bevind, waar Jesus my kan help, aan die voete van die Here. Liewe vriende, dis mos met die susters, Martha en Maria, wat Maria ook haar daar aan die voete van die Here geplaas het. En sy kon nie anders as om daar te sit nie. En daarom wil ek vir u vra, liewe vriende, wanneer u na die Here Jesus se teenwoordigheid toe kom, hier is die regte gesindheid, onderwerp. Onderwerp. Nie uit 'n hoogheid nie, nie soos wat Simon uit 'n verhoogde posisie na die Here toe gekom het, en die Here genooi het, en eintlik te wys hoe belangrik hy is nie. Nee, in
in 'n heel ander posisie het hierdie vrou gekom om haar te onderwerp voor die Here. Liewe vriende, waarom gaan mense met God nie deur nie? Waarom sê mense, godsdiens werk nie? Waarom sê mense, die Here hoor my nie? Liewe vriende, hulle is te hoog. Hulle moet hulle kom onderwerp aan die Here, en dan kan die Here kom help dan ook. Dit was verder ook 'n plek, liewe vriende, van seëning gewees. Daar in vers 38 staan daar, en agter by sy voete gaan staan en geween, en dat sy die voete begin nat maak het, met haar trane afgedroog het. Liewe vriende, toe sy op hierdie plek ingeneem het, het sy 'n plek ingeneem wat God haar kom seën het. Ons lees in Lukas 8 vers 35 hierdie woorde, daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het, en hulle het by Jesus gekom en die man gevind, uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit, gekleed by sy verstand, en hulle het gevrees. Weereens, liewe vriende, hierdie besetene van Gadara, niks en niemand kon iets vir hom doen nie, maar toe die Here die duiwels uit hom uitgedryf het, waar het hulle hom gevind na dit, liewe vriende? Aan die voete van Jesus. En hulle het almal geweet, hy het geweet, die seëning van God, die genade van God het oor my lewe gekom. Die Here het 'n groot en 'n wonderlike werk vir hom kom doen. Liewe vriende, ons moet op daardie plek van seëning kom. In Lukas 10 vers 39 staan daar, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woord geluister. Sy was op die plek van seëning. Martha was nou visie oor, nee, hoekom moet ek alles doen en so, en nie Maria, sê die plek, sê die Here, nee, maar sy het die beste deel gekies. Liewe vriende, moeders, daar is soveel dinge wat u mag dryf na hierdie plek toe. En u mag het dalk nie besef nie. Daar is soveel dinge wat die Here gebruik om u hier te bring, om stil te word aan die voete van die Here. Of ek soos die besetene verlos moet word van die storm wat rondom my is, en die onreinheid en die boosheid, en die, liewe vriende, of dit is soos Maria, dat ek nodig het om geleer te word en onderrig te word deur die Here, maar ek moet op hierdie plek van seëning kom. U moet daar by die Here kom. Hierdie vrou het gesê, ek gaan daar kom, ongeag wat 'n mens sê, ongeag of hulle my sien huil, ongeag of wat ek daar alles gaan doen. Ek gee nie om my hare te gebruik om die voete van die Here skoon te maak nie. Sy het dit gedoen, liewe vriende, want sy het geweet die Here kan haar seën dan ook. Liewe vriende, ek wil iets oor haar ook verder kom noem, en dit is in vers 38 wat daar staan ook, en agter by die voete gaan staan en geween. Dis nou hierdie vrou wat nadat sy daar by die Here gekom het, by die voete van die Here gestaan en geween. Sy was gebroken. Dit is dalk nou nie moeilik uit die skrif om af te lei hier waarom sy gebroken was nie. In haar geval was sy gebroken oor haar sonde. Sy was gebroken oor haar lewe. Sy was gebroken oor hoe sy God teleurgestel het in soveel dinge. So ver van die Here af was. Sy was gebroken oor hierdie saak, liewe vriende, dat sy nie anders kon as om na die Here toe te gaan en dat sy wou regmaak. In Psalms, liewe vriende, daar 3 teksverse wat nogal vir ons iets sê oor gebrokenheid. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Ek wonder of hierdie vrou hierdie teksvers iewers gehoor het, want dit is mos nou in die Ou Testament. So, sy moes iewers dalk hierdie teksvers gehoor het, die Here is naby die wat gebroken is, en sy het haar gaan, voor die Here was sy gebroken. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroken gees, 'n gebroken en verslae hart sal u God nie verag nie. Liewe vriende, die Fariseërs het dalk nog nie veel gedink daarvan nie, maar die Here Jesus het dit geëer dat hierdie vrou met 'n gebroken en verslae hart voor God kom. En hy het dit geëer, en sy moes dit dalk geweet het, liewe vriende, dat dit dalk in die Bybel mag staan. In Psalm 147 vers 3 staan daar, hy genees die wat gebroken van hart is, en hy verbind hulle wonde. Hoeveel gebrokenheid was in hierdie vrou nie? Waarvan moes die Here haar nie alles genees nie, liewe vriende? Hoe moes die Here nie die wonde wat daar was, verbind het nie? En hierdie vrou was op daai plek, dat sy deur die Here geseën kon word. Sy was gebroken. Liewe moeder,
U mag vandag gebroken wees oor baie dinge. Dit mag dalk die eie sonde wees. Dit mag iemand anders se sonde wees, wat u gebroken het vandag. Maar weet jy, daar is 'n wonderlike veilige plek vir u. 'n Wonderlike veilige plek. 'n Plek wat hierdie gebrokenheid geheel en al herstel sal word. 'n Plek wat hierdie gebrokenheid geheel en al opgelig sal word, heel gemaak sal word. En ek druk my dalk verkeerd uit as ek sê 'n plek, ek bedoel dalk by wie? By die voete van Jesus. En hy gaan nie verwerp nie. Hy gaan nie weggooi nie. Hy gaan nie wegstoot nie, liewe vriende. Die skrif sê dit mos nou duidelik in daardie Ou Testament in die Psalms. Sê dit baie duidelik. Die Here sal 'n verslag gee, sal u God nooit verag nie. Die Here verag dit nie. Die Here weet wat aangaan. En daarom het u 'n wonderlike plek om na toe te gaan. Ons sien ook in vers 38, liewe vriende, die besondere liefde wat hierdie vrou openbaar het. Sy het gestaan en weet, ons weet dit nou, sy het die voete van die Here met haar trane begin nat maak. Ek dink jy moet redelik huil om dit reg te kry. Maar sy het dit gedoen. En toe die voete van die Here nat genoeg is, liewe vriende, en dan moet jy weet, dis maar met die stof waarin die Here geloop het. En was nie skoene aan soos ons nie, was nog maar die sandale, en hierdie stof is hierdie hare mee afgedroog. As ek dan moet oplet, liewe vriende, hoeveel vrouens vir hulle hare doen, en dis mooi en dis goed seker, en hulle wil dit nie vuil hê nie, en al so, liewe vriende, sy het dit nie geag in daai oomblikke nie, sy het dit nie geag nie, sy was so gebroken voor die Here, sy kom droog het af, en sy soen die voete van die Here daarna, en sy salf het met olie. Liewe vriende, jy kan nie hierdie teksverse lees sonder om die liefde te sien wat sy vir die Here gehad het nie. Jy kan dit nie. En dalk moet ons nou kon vra vandag, liewe vriende, sal God hierdie liefde verag? Sal God dit wegstoot? Nee, maar nog meer as dit, sal die Here dit raak sien en dit waardeer en daarop reageer. Ja, sekerlik sal die Here dit kom doen, en die Here het dit ook gedoen. En liewe vriende, en hier kom het toe nou, dis wat sy was, en dis vir haar gesindheid, is hierdie wonderlike liefde, en as jy hierdie liefde in die hart het vir die Here, dink net wat die Here vir die sal kom doen, dink net daaraan. Nou, liewe vriende, wil ek na 'n tweede of 'n derde deel van die boodskap toe beweeg, en dis die seëninge wat die Here oor hierdie vrou laat gebeur het. Ons lees daar in vers 44, hierdie woorde, hy sê, daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, hierdie moet nogal 'n indrukwekkende gebeurtenis gewees het, liewe vriende. Die Here het eers met Simon gepraat, en hy het geantwoord op die gelykenis nou van die skuldenaars, wie sal die meeste lief hê? En hy sê, ek reken die een wat nou die meeste betaal het, of die meeste gekry het, hy sal nou meer lief hê, en die Here draai om van Simon af, en hy draai na die vrou toe, en hy kyk vir haar, en hy sê, Simon, en hy praat met Simon. En hy sê vir hom, sien jy hierdie vrou? Wetend wat die Here alreeds weet wat hy oor haar dink. Hy dink nie goed oor haar nie. En die Here sê, sien jy hierdie vrou? En dan sê die Here, ek het in jou huis gekom, water het jy vir my nie gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. Liewe vriende, nou as jy nou die twee moet vergelyk, dis mos baie makliker om 'n bak water vir iemand te gee en hulle voete te was en dit af te droog met 'n handdoekie. As wat dit is om dit met trane voete nat te maak en met hare af te droog. So die Here sê vir Simon, jy het niks eers gedoen nie, sy het nog ver meer gedoen as wat jy kon doen. En dan, liewe vriende, sê die Here, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het nadat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Dit was nie nodig dat Simon die Here moes aanhoudend soen nie, dis nou maar daai groet wat hulle gehad het. En liewe vriende, en dit sou dit gewees het, hy het nie eers die Here so vriendelik en so eerbaar gegroet soos wat dit moes wees nie. Maar hierdie vrou het meer as dit gedoen. Sy het nog meer gedoen, Simon, as wat jy sou wou doen. En liewe vriende, en die Here begin haar te verhoog, en die Here tree vir haar in, nadat hierdie man sleg van haar gedink het. Tree God vir haar in.
Nou, liewe moeder, daar mag mense wees wat dalk sleg van jou dink. Dis hartseer as dit jou eie kinders is. Maar hulle dink sleg. Daar's mense by die werk wat dalk sleg van jou dink omdat jy die Here liefhet en die Here dien. Daar mag familie wees wat sleg dink van jou oor jy die Here liefhet en die Here dien. Maar weet hierdie ding vandag, God staan op vir jou. En dis die wonderlikheid wat hier gebeur het. Die Here het vir hierdie vrou opgestaan. Niemand anders sou dit doen nie. Maar die Here staan vir haar op en hy sê vir almal, hy sê, sy het ver meer gedoen as wat julle ooit sou doen. En liewe vriende, wil u dit nie vandag op nie kom weet, dis die Here wat sekerlik optree en die Here het begin met hierdie seëninge oor haar lewe. Die bron van seëning, liewe vriende, was sekerlik nou hierdie saak gewees, dit is die Here wat kom seën het. Liewe vriende, terwyl die Here daar vir Simon kom sê, draai om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? En die Here lê al hierdie dinge uit en hy sê vir haar, en die Here begin te wys, jong, ek sien raak wat gebeur. Dis die Here wat seën. Mevrou, wil jy nie opnuut op hierdie plek kom wees om te weet, God sal seën. Maak nie saak wat die res doen nie, die Here sal seën. Sy seën is oor die lewe, dis hy wat sekerlik sy wonderlike werk wil kom doen. Verder dat die seëninge van die Here daar is, liewe vriende, en dat dit God is wat dit kom doen, is daar 'n tweede ding en dit is die Here se woord. Want in vers 47 sê die Here, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, hy het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Nou liewe vriende, net dood eenvoudig hierdie saak, die Here sê vir Simon, ek sê vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. God se woord. En op grond van wat die Here Jesus gesê het, liewe vriende, in vers 48, het die Here dit nou vir haar self ook gesê, jou sondes is vergewe. Liewe vriende, is haar sondes vergewe? Het die Here haar vrygemaak? Het sy 'n nuwe skepsel geword, liewe vriende? En van daar af het sy die Here ook gedien. Maar let net op, God het gesê, haar sondes is vergewe. En die Here het sommer vir Simon ook gesê, jong, jy moet nou ook weet, haar sondes is vergewe. Sy is nie die vrou wat jy geken het nie. Sy is nou nuut. Sy is in Christus, sy is verlos, sy is vrygemaak. En dis die wonderlikheid wat die Here kom doen. En liewe vriende, ek wil dalk baie graag, moet ek net dalk ietsie hier noem. Daarso is mense wat hulle kinders, wat hulle moeders nie goed hanteer en nie reg hanteer nie. Hulle doen dit nie. En ons moet vanoggend vir hulle vra, wat sê God van jou moeder? Wil nie vanoggend by jou weet wat jy dink van jou moeder nie. Wat sê God van jou moeder? As die Here vir haar gesê het, jou sondes is vergewe, of dit nou lank terug of onlangs was, dis vergewe. En as die Here sy seëninge oor jou moeder se lewe uitstort, wie is jy? Wie is jy om haar sleg te hanteer? Wie is jy? Wat 'n gevaarlike pad is jy besig om te loop, om haar sleg te hanteer, terwyl God haar vergewe het, terwyl God haar nuut gemaak het, terwyl die Here sy seëninge oor sy lewe uitstort. Liewe vriende, ek wil dit saam met die volgende gedagte daar noem is, jy weet, hoe het sy hierdie seëninge verkry? Dood eenvoudig deur geloof. Jy weet, en ons weet dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te maag. Sy het net ingegaan, ongeag wat almal dink, het sy net geweet, die Here is hier, hy kan my vergewe, hy kan my nuut maak, en sy het haar hele vertroue in God geplaas, het nie omgegee wat die mense sê nie, en die Here dit vir haar kom doen. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En liewe vriende, en hoor nou die wonderlike inhoud van hierdie seëning wat sy ontvang het, en ons lees dit weer in vers 47, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. En liewe vriende, en dis waarom sy die Here ook so baie lief gehad het, want hy het haar sondes vergewe. Nou liewe vriende,
As die Here mense sonde vergewe het en jy weet die Here het jou nuut gemaak en jy besef hoe groot jou skuld en jou sonde was, ek wil net hier so 'n onderskeid maak. Hierdie vers sê nie ek moet allerhande vreeslike, baie goddelose, verkeerde sondes gaan doen sodat ek die Here baie lief kan hê nie. Dis nie wat die Bybel hier sê nie. Maar die Bybel sê wel die volgende: as ek besef hoe groot my skuld teen God is en dat hy genadig was om my te vergewe. Liewe vriende, hoe groter my skuld besef, hoe liewer sal ek die Here hê, hoe meer sal ek aan die Here sekerlik toewy. En dis wat die Bybel hier kom sê. En ons moet weet dat die Here dit kan doen. Ons weet dat die Here sondes kan vergewe. Ag, die Here het al bietjie vroeër in Lukas 5 in vers 24 lees ons, maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê aan die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En hierdie gerig was bekend, liewe vriende, dit het versprei en dit het oral vertel, en dit het moontlik bygedra dat hierdie vrou geloof van haar hart gekry het, om die Here te gaan vertrou, want hy kan sondes vergewe, en sy het nodig gehad dat haar sondes vergewe word, en God het dit vir haar gedoen. Liewe vriende, die wonderlike saak wat daar is, die Here dit kom doen. Nou, liewe vriende, kan ons nou maar dit kom noem, die tema dan nou, die vermaning van God oor u moeder. En ons gaan nou afsluit, die vermaning van God oor u moeder. En die Here sê vir Simon daar, hy sê, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het van dat sy ingekom het nie opgehou my voete te soen nie. Met olie het jy my nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Liewe vriende, ek wil nou die boodskap rig na die kinders toe en vir u kom vra, moet die Here u kom vermaan oor u moeder? En die Here vanoggend vir u opnuut kom sê, het jy opgelet hoe jou ma my dien? Het jy opgelet hoe jou ma aan my oorgegee is? Het jy opgelet haar liefde vir my? Haar geloof in my? Het jy opgelet haar gehoorsaamheid aan my? Het jy gesien wat sy alles gedoen het vir my, dood eenvoudig oor sy my lief het? En ek het haar in jou lewe geplaas, om met jou sekerlik op 'n plek te bring, dat jy ook dieselfde voetspore moet volg, maar jy doen dit nie nou nie. Jy is nie nou dit nie. Liewe vriende, as u moeder die Here gedien het met haar hele hart, wil ek vandag vir u vra, doen u dit vandag? En as jy dit nie doen nie, wat se flou verskoning gaan ons gee? Wat se ding gaan ons eendag aanbied? Here, ek dien u nie. En dan gaan die Here sê, maar ek het vir jou 'n ma gegee wat vir jou voorbeeld gestel het, dat jy kan weet om my te dien. En jy wil nie. Jou hoogmoed is geweldig groot. Jou sondigheid, jou boosheid in jou is geweldig groot dat jy dit nie doen nie. Dink net hoe ver is jy van my af. En dis wat die Here vir Simon hier kom eintlik sê, Simon, jy is baie ver van my af. Jy het my nou genooi oor, jy dink jy's hierdie geestelike en jy's hierdie wonderlike, maar jy's baie ver van my af. Jy het my nie regtig lief nie, jy dien my nie regtig nie. En ek moet dalk vir u vra vanoggend, liewe vriende, mag die Here vanoggend, doen hy vanoggend dit? Gebruik hy u ma om u vandag op 'n Moedersdag te vermaan, omdat u ma onthou hoe sy gebid het, hoe sy met u gepraat het oor die Here, hoe sy vir u gestry het in gebed, het gesien haar verhouding met die Here, hoe sy lief was vir die Here, het hierdie dinge gesien, en vandag is u nie dit nie. En anders haar moontlik, liewe vriende, dood eenvoudig al kinders hierso, en dank die Here, jou ma leef nog, en jou ma dien die Here so, en die Here mag vir u ook vra, en jy, wat doen jy? Dien jy nog die Here, of wil jy nou eers wag, moet ma nou eers die dag, verskoon as ek het so uitdruk, moet ma eers sterf, voor jy gaan luister. Hoe ernstig gaan dit raak, liewe vriende? So die Here vermaan iemand vandag, deur u moeder. En dan wil ek net daarom 'n slotsaak ook net sê, as daar enige persoon vandag hier is wat sê, maar my moeder was nie
Sy was nie so nie, sy was nou 'n bietjie meer na hierdie sondares se kant toe. Sy het nie die Here gedien nie. Dan gaan die Here vir u sê, maar dan weet jy mos nou wat reg is. Ek het 'n verhaal in die Bybel laat opteken oor 'n vrou wat nie reg was nie, maar sy het reg gemaak. Sodat jy moet bepaal, hoe is jou liefde vir God? Hoe is jou liefde? Waar staan jy? En jy het 'n keuse om te maak. Gaan jy die Here dien met jou hele hart of gaan jy dit nie doen nie? En liewe vriende, mag u vandag met die Here deurgaan. Mag u so aan die Here oorgegee wees en mag die Here vir u gebruik. Mevrou, ons bid vir u in hierdie gemeente. Ons dank die Here dat u in hierdie gemeente is. Maar ons gebed bo dit alles is dat die Here vir u as ma so sal gebruik in die kinders se lewe dat die Here eendag vir hulle kan hierdeur trek na hom toe. Deur die lewe, deur die voorbeeld trek om te sê, maar ek moet die Here so lief hê soos my ma die Here lief gehad het. Mag dit so wees, mag die Here u help. Amen. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, ek weet dis Moedersdag en ek wil graag terwyl die hoofde gebuig is, ons nou in gebed tot die Here gaan nader vir u dan ook so vra. As u weet in hierdie oomblik, u moet met God regmaak. U mag dalk hier sit in hierdie oomblik en u mag dalk baie emosioneel wees, u mag baie skuldig voel. En terwyl dit daar is, liewe vriende, wil ek vir u vra, wil u nie maar soos hierdie vrou u skuld na God toe bring? Of u nou 'n man is vandag, of u 'n vrou is, of u 'n kind is, bring u skuld eerder na die Here toe, soos hierdie vrou vanoggend in die woord van die Here dit gedoen het. En vertrou die Here dan, Here, mag my lewe so wees om ander na u toe te trek. Dat hulle sal kan getuig, dat u sal kan getuig van die liefde wat daar is. En mag die Here verheerlik word, maar bly agter as jy moet. En kom bid saam, en ons gaan met die Here deur. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade en die goedheid, en dankie dat u in ons hart en lewe werk. Ag en Here, en ons kom bid vir elke moeder in hierdie oomblikke wat u liefhet. Ons wil vir u dankie sê vir hulle. Here, dankie vir hulle voorbeeld, dank vir hulle toewyding, nie net 1 of 2 dag nie, maar die jaar in en jaar uit, hoe hulle net u liefhet en u dien. En Here, en hoe hulle bid vir ons eer u vir hulle, Here. Wil u nie vir hulle ryklik seën, want u seënende hand, Here, is oor hulle wat daar voor u is. En u weet van hoeveel moeders wie se harte so dikwels gebroke is voor u, Here. Oor ons as kinders en selfs kleinkinders. En Here, en ons het gesien in die woord vanoggend dat u is naby hulle wat gebroke van hart is. Here, en u help en u onderneem en u hoor en u seën. En Here, en ons bid vir elke Simon wat vandag in hierdie kerk gebou is, wat u vir ons sê, kyk na hierdie vrou, kyk na jou moeder, en weet, jy moet regmaak. En Here, en mag ons dit so doen, en mag ons tot eer van die naam elkeen wees, en ons eer u vir die wonderlike werk wat u kom doen. Amen. Nou, lieve vriende, ons gaan lied saam sing, net so ten slotte, en dan vra ons dat jy maar net weer die sitplek net inneem, net so oomblikkie dan, en so kom ons sing dan net eers hierdie lied ten slotte saam. Jesus hou my by die kruis, daar's 2 verse, kom ons sing albei saam. Jesus hou my by die kruis, waar die heilfonteine vry met lewenswater reis, heel in smart en pyne, by die kruis, sal ek Jesus lowe, totdat eens my lied verrys, ewiglik daarbowe. By die kruis neem ek my stand, wagtend met vertroue, tot geloof aan ginse strand, oorgaande na
aanskouë. By die kruis, sal ek Jesus lowe, totdat eens my lied verrys, ewiglik daarbowe. Nou lieve vriende, ons is dan innig dankbaar dat dit so op Moedersdag kan wees en ons wil daarom ook so vir elkeen van die moeders net hier na vore nooi, wil u nie net hier na vore kom nie, ag ek weet u hou nie, party hou daarvan, ander hou nou nie daarvan nie, maar selfs die wat nie daarvan hou nie, kom maar net gou na vore asseblief, ons wil net so graag so ietsie in die oorhandig, net om baie dankie te sê en te sê ons waardeer u en dat jy sal aangaan om die Here te dien. So, kom ons maak so dan. Nou lieve vriende, ons daar is so ou sakkie, ons wil baie dankie sê vir Tannie, waar is sy Drietjie, wat dit ook gemaak het vir ons. Baie dankie, sy het dit so baie mooi gemaak, so dis nou nie in die winkel gekoop nie, hoor, dis beter as in die winkel gekoop. So ons is baie dankbaar daarvoor. Dis nou so 'n sakkie, die agterkantjie druk jy so by die Bybel in. Maar die gedagte wat daar is, en dan aan die buitekant, as aan die ander kant met die pen, sal nou daai kant hang dan. So vir die aantekeninge, notaatjies wat ons wil maak, want ons weet eers, dames het altyd besig, en moet altyd 'n pen of iets sê, om iets iewers neer te skryf, so, dis nou daar waar dit is, maar as juist vir die Bybel dan ook so, en dan, ek dink die meeste van die dames sal daarom die 5 linte ken, die swart, en die rooi, en die wit, en die groen, en die goud, nou, dis maar die woordelose boekie, help bietjie vir plekkies in die Bybel, dalk ook om bietjie teksverse te onthou, maar as die kinders of die kleinkinders bietjie daar aankom, kan u vir hulle hierdie wys, en dis nou maar die doel, en hy sê vir hulle, jong, weet jy, die swart sê, ons is in sonde gebore, en ons moet gered word, en dis hoekom die rooi daar is, die bloed van die Here Jesus, was ons witter as sneeu as ons hom vra om dit te doen, hy doen dit nie net nie as ons hom vra om dit te doen, en dis wat die wit is, ons word witter as sneeu, ons lewe verander, ons doen nie meer die verkeerde dinge, ons leef nou vir die Here, dis wat dit gaan beteken, en dan die groen, dat ons geestelik sekerlik moet groei, en ons moet toeneem in die Here, en hoe ons dit doen, kyk na wat ek doen, en dis hoe jy geestelik sal groei, dis wat jy vir hulle moet sê, ek hoop dit gaan werk, en dan die goud natuurlik, daar is 'n hemelhuis wat wag, en mag jy dit so gebruik, en mag jy dit so aanwend, en mag die Here dit dan ook so seën. So, kom ons gaan dan net vir elkeen net so 'n geskenkie gee, en daarna gaan ons dan net 'n gebed doen, en dan kan ons as mans en die res, die kinders maar net opstaan en maar net 'n lied sing, kom ons sing dan laat Here seën op hulle daal dan ook.